Hallo, jou gevoelens en emosies, jou wil, jou denke. Ons praat 'n bietjie daaroor. Jou wil is iets wat jy besluit, wat jy wil sê. Besluit wat jy wil hê. Besluit wat jy wil doen. Nou wil is 'n baie sterk krag om te sê, om te doen, om te begeer wat jy wil hê. Dit is 'n wil, jou wil. En jou gevoelens, jou emosies, is hoe jy voel. So emosies is bly of hartseer, opgewonde of ongelukkig. Gevoelens is kwaad of vriendelik. Dis jou gevoelens. En jou denke, dis wat jy sien en inneem, wat jy hoor inneem, wat jy voel en inneem. Jy dink daaroor. Jy dink wat jy sien. Dit beïnvloed wat jy dink, wat jy hoor, beïnvloed wat jy dink, wat jy voel, beïnvloed wat jy voel en dink. So jou denke beheer wat jy, jou emosies, jou denke beheer jou wil. Jou denke. So dit is belangrik wat jy dink. Dit is jou denke. En jy beheer jou denke. Jy kan beheer wat jy dink as jy iets sien, iets hoor, iets voel, iets ervaar. Jy kan beheer wat jy dink daaroor. En dis die probleem. Ek en jy sukkel om goed te dink. Want ek en jy het nie altyd beheer oor ons gevoelens en emosies nie. Jy kan nie altyd jou gevoelens beheer nie. En wat jy wil, wat jy dink, wat jy wil, begeer, hê, doen, sê. Ja, jy kan dit beheer, maar partykeer ons beheer dit nie. Ek wil hê dit vat. Of jy wil sê, jy sê dit. Sonder mooi te dink. Nou, die Here roep vir jou, vir my, vir alle mense. Hy roep en sê, kom, gee jou lewe vir hom. En jy moet toelaat dat hy, die Here, jou denke beheer. Jou denke verander. Want hy wil vir jou help hoe jy moet dink oor wat jy sien, inneem, besluit. Want jy binne gedink jy
wat jy besluit, wat jy wil doen, wil begeer, wil sê. En die Here sê, as jy toelaat dat hy jou denke verander en beheer, dat jy goed dink, mooi dink, reg dink, sal jy goed jou emosies kan beheer. Sal jy goed jou wil kan beheer. En wil goed doen, wil goed sê, wil goed besluit wat jy wil hê. So, daarom roep die Here jou. Hy wil jou help om goed en gelukkig te lewe, om die regte besluite te neem. Daarom leer en sê Jesus ook, moenie bekommer nie. Vat daardie bekommer en probleme, vat dit, gee dit vir hom. Vra hom om daardie gevoelens en probleme te hanteer. Want ek en jy kan nie altyd ons eie gevoelens hanteer nie. En daarom kan ek en jy depressief word, ongelukkig word. En Jesus wil dit verander. Vrede gee, rustigheid gee, verlos, ja, gesond maak, heel maak. En daarom roep hy vir jou, kom, gee jou gevoelens, jou denke, jou wil vir hom, dat hy dit beheer. En dat sê weer, jou denke beheer jou gevoelens. Want wat jy dink en toelaat in jou denke, dit beïnvloed jou gevoelens. Jou denke beheer wat jy wil sê, wil doen, wil hê. En daarom wil die Here jou help om jou denke te beheer. Hy wil jou denke beheer. Jou te help om reg te wil sê, doen, aanneem. Om te dink oor jou gevoelens en te keer as daar slegte gedagtes is wat jou gevoelens sleg beïnvloed. Hy wil jou help om dit te stop. Sodat jy nie seer kry nie, of ongelukkig is nie. Nee, hy wil jou help om 'n gelukkige lewe te leef. So dink vanoggend weer. Dink en besluit of jy na hom wil luister. Sy roep. Hy roep jou. En besluit vanoggend of jy vir hom kyk en sê ja. Jy wil ook jou lewe gee vir hom. Jou denke, gevoelens, jou wil gee vir hom, dat hy dit beheer. Wat die Bybel, lees dit. Want daar
wil die Here vir jou help en sê wat jy moet dink. Inneem en dink, so dit jou gevoelens wil kan beïnvloed en jy goed doen, reg doen, wat die Here wil hê jy moet. Hy is lief vir jou. So dink en besluit, ja, jy wil hom toelaat jou te verander. Vrede vir jou. Groete.